Angels. Today, we're going to be speaking to Andrisa in a minute or so. Andrisa Tesnar is a mum. She sent us a request about her son, Jean-Jacques, and he was a very, very, very good athlete. And then something happened in April 2009 when he was just 12 years old, and I think Andrisa must tell us. Because it's been a journey for you, Andrisa. Dit is 'n lang pad wat jy al loop. Ja, dit is 'n baie lang pad, maar die Here se genade was vir ons nog net goed. Vertel 'n bietjie vir ons so 'n paar jaar gelede, wat het met Jean-Jacques gebeur? Ek het saam met Jean-Jacques op die Kaapse Hooppad buite Nelspruit gery. Hy het geoefen vir landloop Suid-Afrikaanse kampioenskappe waaraan hy sou deelneem. En hy het padwerk gedoen en 'n bakkie het van voor gekom en wel, ek weet nie regtig wat gebeur het nie, maar toe die bakkie verby ons is, toe lê my kind op die pad. Die bakkie het hom raak gery, hy het net aanhou ry, hy het nooit gestop nie. Ek het uitgeklim en gehardloop na hom toe. Ek het gesien sy enkel is los van sy lyf, sy voet is wel, sy voet was aan 'n 3 cm stukkie vel aan sy lyf was nog. Sy linker femur het agter by sy kei, agter by sy waai van sy been uitgehang en sy knie het opskuif hierbo waar die femur eintlik moet wees. En wel, ek het hom nou maar net opgetel en hospitaal toe gejaag so vinnig so te kon. En julle is nou sedertdien wat julle nou aan die gang is om daai been te probeer regkry. Ja, die femur het Dr. Koen in Nelspruit baie mooi reggemaak, deur genade, en die is right. Sy mond het gebars wat hulle ook geheg het, maar die regter enkel is nou maar die besering wat ons die meeste besig hou tot nou toe. Sure. Deur genade is die voet gered die aand met die ongeluk. Dit is ook net deur gebed. Maar ja, die enkel moes basies heeltemal, die voet moes opgebou word. Dr. Fief het skenkerbeen gebruik en ook been uit Jean-Jacques se rug uitgeneem wat by die enkel en die voet nie opgebou het. En toe het die enkel styf gemaak. Maar as gevolg van die groeiplaatjie wat op 'n groei het, is die been ongeveer 5 cm in lengte verskil op hierdie stadium en die moet nou maandag weer reggemaak word. Ons moet nou die been weer breek en 'n eksterne fiksator aansit en dan vir die volgende jaar 11 maande volgens die dokter moet hy dan in die ding dra wat ons elke dag 1 millimeter sal klik om die bene probeer ewe lank kry. Nee, is 'n absolute tragedie, maar ons het vir Dat hierso saam met ons. Sy is van instantlife.co.za en ek dink sy het dalk goeie nuus vir jou. Goeiemôre Andrisa, jong, ek gaan nou net koud in my lyf as ek na hierdie storie luister en dis moet baie moeilik wees vir jou as 'n ma. En namens instantlife.co.za en ook ons vennote by MedShield Distribution Services wil ons baie graag vir jou help. En 'n bedrag van R20,000 ek hoop sal bietjie kan help na al die mediese koste wat vir jou voorlê. Ag, julle moet weet, ons waardeer dit verskriklik. Dit is vir ons moeilik, maar die Here het ons nog nie een oomblik gelos nie. Hy het net na die ongelukkige tyd vir ons in Lukas 12 vers 22 beloof dat ons nie hoef te worry nie. En ja, ek mense soos julle word sy belofte elke dag waar. Ek wou baie dankie sê vir al die mense wat vir my gestaan het hierdie afgelope paar jaar. Vir my gesin en vir my familie wat my gehelp het deur al die pyn en lyding. En ons Here, ons dien ons God wat vir al die krag gegee het, wat my gehelp het, en al die skole en onderwysers wat my ook gehelp het. SMS vat my hand na 39005 om R15 by te dra. Besoek ook die Vat my hand webtuiste vir meer inligting.